by vanoggend se diens. Kom ons begin net gou die diens op die regte manier en ons sluit net gou die oë. Almagtige Hemelse God en Vader, dankie vir die voorreg om weer hier in U naam te vergader vanoggend, liewe Heer. Liewe Heer, mag ons lofsang, aanneemlike lofoffer vir U wees, liewe Heer, en ek wil wat ons lekker almal saam sal sing. En sien die stemme, sien die instrumente en amen. Revelation of the glory of the
shepherds kept their watching over silent Mount Sinai. Behold, throughout the heavens there shone a holy light. Oh, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Oh, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. The shepherds feared and trembled, but low above the earth rang out the angel chorus that hailed our Saviour's birth. Oh, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Oh, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Now in a lonely manger, our humble Christ was born, and for your soul's salvation, that blessed Christmas morn. Oh, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Oh, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Oh, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Oh, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Gaan dan hier, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek gaan voor jou uit, ek maak die pad gelei. Ek is langs jou, om jou veilig vas te hou. Ek is agter jou, ek keer die bose weg van jou. Ek is onder jou, as jy sal val, dan dra ek jou. Gaan dan hier, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek is rondom jou, want ek beskerm jou. Ek is bokant jou, want ek wil jou graag sien. Ek is binne jou, ek lei jou deur my Heilige Gees. En seën
rus en vrede. Hy verlos my van my sonde, ewige lewe deel hy weer. Jesus liefde laat my heen gaan, na 'n heiligdom so groot, om te lijden, strijd te sterven, en de sterker as die dood. Laat ons sing van Jesus liefde, aan de zon oorwinning groot. Laat ons harte daarvan vol word, vir 'n wêreld in sy nood. Jesus liefde laat my heen gaan, na 'n heiligdom so groot, om te lijden, strijd te sterven, van de sterker as die dood. God send his son to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds the future, and life is worth the living just because he lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy he gives. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds
His way to victory. I'll see the lights of glory, and I know He reigns, because He lives. I can face tomorrow, because He lives. All fear is gone, because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Hartlike goeiemôre aan almal. Ons is so bly en dankbaar dat u almal hier is en ons weet ons is hier because He lives, nee. Dit het my nou weer so diep in die hart getref terwyl ons dit sing. Wie is vanmôre vir die heel eerste keer hier in ons midde? Steek net die hand op. Drian, daar agter jou Christo. Daar is 'n tannie uit Bloemfontein uit. Daar by jou die tannie in die rolstoel. Goed. Baie hartlik welkom julle. Drian moet ook 'n pakkie kry, asseblief. En sommer op daai noot, baie welkom Drian. Mag die Here vir jou ryklik seën saam met ons vanmôre, hoor. Baie welkom aan julle almal. Ons is baie bly dat u saam met ons is en ons vertrou dat die Here ook vanmôre by hierdie spesiale dag ook vir ons elkeen almal sal ryklik seën. Ook eintlik moet ek vir Greg ook 'n pakkie gee want hy kom ook uit die buiteland uit, nê. Nou ja. Vriende, onthou nou net vanaand het ons nou nie 'n aanddiens nie. Hoekom? Omrede ons gaan met die EE3, Drian gaan vir ons die diens waarneem en dan gaan ons breek tot en met 11 uur. 11 uur gaan ons dadelik begin met die EE3 opleiding. En dan gaan dit strek, hy sê tot omtrent so 4:30 toe. En dan gaan ons breek. So ons gaan nie vanaand 'n aanddiens hê nie, maar ons het Woensdag aand op die vakansiedag het ons 'n biduur en ek wil tog vra dat u asseblief Woensdag ook die tyd sal uitkoop op die eie tyd om net stil te raak en te kan bid vir die verkiesing wat voor lê en dat die Here dan daar ook groot werk sal doen. En dan ook die sonnaarskool is aan die gang na afloop van die diens en dan die manne biduur sal dan nou wees Vrydagoggend 5 uur by die pastorie. Is dit goed so? Okay. By die pastorie Vrydagoggend 5 uur, dan bid ons saam. Nou ja, Gert Botes, Frans Eksteen en Nettie Eksteen, baie geluk met julle verjaarsdag hierdie week. Mag die Here vir julle almal ryklik seën. Mag die Here vir julle krag gee om die hoë ouderdom wat julle behaal te kan dra en te kan hanteer. Baie geluk. Ons het nie 'n kinderverjaarsdag nie. Ek weet nou nie of ons iewers iets gemis het nie. Help ons maar net asseblief reg. Sou dit gebeur het. Eerskomende Saterdagoggend 4 uur, ekskuus tog, die 4de Mei, 8 uur die oggend is die vroue in die woord, hierso in die kerk, so die vrouens moet net kennis neem, en dan die Eysterse potjie kompetisie, wat Saterdag 11 uur hier gaan begin, ook die 4de, en dit gaan strek tot so tussen 4 en 5 uur, dan kan u kom om te kom eet. Heerlike potjies, maar hulle vra, is daar miskien nie nog mans wat wil inskryf vir 'n potjie kos kompetisie nie? Praat asseblief met Pieter en sodoende kan ons soek nog 'n paar potjies asseblief.
En dan asseblief neem nou al reeds kennis, Hemelvaartdiens gaan wees die 9de Mei. Nou dit is nie 'n openbare vakansiedag soos dit 30 jaar gelede nog was nie. So iemand het asseblief aanteken die 9de Mei, maar ons gaan 7 uur die aand sal ons 'n Hemelvaartdiens hê hierso in die kerk. Die Pinkster sal dan daai opvolgende Sondag, die 12de tot en met die 15de wees. Nou ja, ek het gesê die EE3 begin 11 uur en dan is daar heeltemal 'n paar gebedsversoeke. Vanessa Foster, Natasha, Simonei, Nettie, Tiana, Pierre Olofse en Pieter Scharnik, en dan kan ons daar byvoeg Henny en Susie, en dan in besonder vir Karen en Johin, en dan ook vir Poen, en dan kan jy maar sommer bid, want ek weet hier is baie andere wat kan 'n mens dit 'n pes noem, onderlede het, so wat so broei in 'n mens se liggaam, nee, so kom ons bid maar vir mekaar, ons bid vir hulle wat siek is, en dat die Here ook sodoende vanmôre ook hulle sal aanraak. Ook ons algemene gebedsversoeke, asseblief dat u nie daarvoor moet dit nalaat nie in Israel. En ek wil tog hierby voeg, ek het vanmôre 'n WhatsApp boodskap gekry van 'n man wat dit ontvang het in Amerika. Dit kom vanuit Iran uit, die kinders van die Here wat in Iran is, wat onder hierdie geweldige stryd en lyding van die Islam godsdiens is, dat ons hulle vra dat ons asseblief vir hulle sal bid, dat hulle kan staande bly daar in Iran. Hulle noem die Islam godsdiens 'n demoniese godsdiens, en dat ons maar aan hulle sal dink, die kinders van die Here in Iran, Irak, Afghanistan, Rusland en so meer. Kom ons bid vir hulle. Hulle vra in daardie boodskap, asseblief dat die Weste en Israel Iran sal inval om hulle te bevry van die moslems. Maar kom ons bid. Eysterse kompetisie het jy daar, en dan daaronder op die bladsy, die derde bladsytjie, is daar ons kerkse bankbesonderhede, as u daarvan hou, om geld oor te plaas. Doen dit graag daarna toe heen, en dan onthou ons Pinksterreeks, wat dan ook sal plaasvind. Ek sal dit self hou, hierso in die kerk, die 12de tot die 15de Mei toe. Nou ja, kom ons maak ons hart stil, net soos wat u daar sit, en dan bid ons net saam. Here, stuur u lig en u waarheid, dat dit ons lei en dat dit ons sal bring na die heilige berg van God. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk van God onze Vader, die Here Jesus Christus, sy Seun, en dit word ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Nou ja, ons gaan nou 'n lied sing en die kollekte opneem asseblief, en dan gaan ek net daarna dadelik vir Drian oorgee, wat ons gaan lei hier vanmôre, en hy sal die woord bedien, nee. Drian, het ek het reg so? Vertrouw
Kom ons sê dankie. Here, baie dankie vir 'n wonderlike voorreg om vanmôre hier in die huis te kan wees. Dankie vir die woord wat aan ons gaan bedien word. En dankie Here vir dit wat ons kan teruggee wat U vir ons voorsien het. Al die eer en die lof en die aanbidding kom U toe, want U is dit waardig. Ere vir Koning Jesus. Amen. Amen. Baie dankie dat gelukkig vir Drian. Hy gaan vir ons die diens lei vanmôre en dan gaan ons 'n bietjie breek en dan 11:00 dan gaan ons weer by mekaar kom vir die EE3 kursus. Ek dink daar is nog so 6 dink ek plekke nog oor vir die wat slaap en laat is. Praat net gou met Lizelle, dan kan ons u naam op die lys sit, so asseblief. OK, vir 20 nog ekstra. Daar is hy nog, daar's 26 plekke vir die wat nog nie bespreek het nie, is baie welkom om van 11:00 af dan in te sit tot en met 4:30 toe. Baie dankie, kom ons staan vir ons lied. Goeiemôre. Is ek aan? As hy kan nie my hoor. As hy, goeiemôre. Baie dankie vir die geleentheid dat ek vanmôre hier saam met u kan wees. Dit is my 'n groot voorreg om ook vanoggend met julle my hart te kan deel. Net so kort oor myself. Ek is verbonde aan die NG gemeente Pierneefrand. Dis daar in die Moot. Ek werk so as 'n tentmaker by hulle, want ek is ook voltyds betrokke by Evangelism Explosion International, of EE internasionaal. En ons doel is om mense te help en toe te rus om die evangelie op 'n eenvoudige en 'n maklike manier met ander mense te kan deel. En dis wat ons vanoggend ook hier gaan doen, vir die wat kans sien om die heel dag na my gesaanlik te luister. Gaan bietjie verder saam met my kuier vandag rondom dit. Maar ons gaan vanoggend eers hierdie erediens ook dan gebruik as inleiding tot dit wat ek graag met u wil deel in ons opleiding dan verder vandag. So kom ons raak dan net eers stil en ek bid net saam met u. Here, wat 'n voorreg is dit om u te kan ken.
om te kan weet dat U is God bo alles. U is die skepper God wat die heelal in die handpalm hou. U is die een wat ons elke dag omring met U groot liefde en genade. U het regverdigheid gebring toe U Seun Jesus Christus na ons gestuur het, ons verlosser Here, die een wat ons kom ontmoet het waar ons was. Maar dankie Here dat U ons nie los waar ons is nie, maar dat U ons op 'n pad neem met U Gees saams, nader en nader aan U Here, nader aan die ewige lewe. Dankie Here dat ons vir mekaar kan bid as gemeente vandag, dat ons vir mekaar kan bid as gelowiges, dat ons saam met al die gelowiges wat reeds vroeg vanoggend reg oor die wêreld besig is om U te loof en te prys, Here, kan ons ook hier sit vanoggend en sê, Here, U is God bo alles. U is die God van ons lewe. U is die God van die heelal. En dankie Here dat ons onsself kan noem kinders van God, van die lewende God. Dankie dat ons as kinders van God hier by mekaar kan wees vanmôre. Here, ons bid vir omstandighede en situasies en uitdagings, Here. Ons bring dit alles voor U voete vandag. Ons weet, Here, U ken ons harte. U ken ons versigtiging, U ken ons uitdagings. Ons bring dit na U voete, Here. En saam met U kom ons jubel en juig. Wil ons vreugde met U deel en met mekaar. Ons vra dat U ons die krag sal gee om U getuie te wees tot in die uithoeke van die aarde. Ons loof U, Here, want U is goed. Amen. Ek wil net so 2 of 3 goedjies saam met U lees vanmôre. Ek gaan net 'n bietjie nader staan in die skerm, dan kan ek sommer hiervandaan lees. Die eerste is uit Psalm 8 uit. Wil ek net so 'n bietjie met U deel daar, voordat ons by ons skrifgedeelte vanoggend kom. Hierdie sluit alles aan daarby. Here ons Here, hoe magtig is U naam oor die hele aarde. U wat U luister bo die hemelryk vestig. Wanneer ek na U hemelryk kyk, die werk van U vingers, die maan en die sterre wat U gevestig het. Wat is 'n mens dan dat U aan hom dink? 'n mensekind dat U aan hom aandag skenk. Kan jy net dink? Met die wonderlike tegnologie wat ons het, die Hubble teleskoop en die Alice Webb teleskoop deesdae, as jy daar op Google gaan kyk, dan sien jy die wonderlike goed wat hulle in die heelal raak sien. En dan, as jy dit omdraai en jy kyk terug na hierdie aarde, dan is jy nie eers sigbaar in hierdie heelal. In hierdie heelal wat in God se handpalm is nie. En dan daardie God sien my en jou. Daardie God ken my. Daardie God weet wat in my hart en my gedagtes aangaan. Is dit nie wonderlik dat U, dat 'n mensekind, dat U aan hom aandag skenk? Is dit nie wonderlik? Dis die eerste ding wat ek graag by U wil tuisbring. En dan hierdie ken jy baie goed. Terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, het hy 2 broers gesien. Simon, wat Petrus genoem word, en Andreas, sy broer. Hulle was besig om 'n treknet in die see uit te gooi, want hulle was vissers. Hy sê vir hulle, volg my en ek sal julle vissers van mense maak. Hulle het onmiddellik hulle nette gelos en hom gevolg. Nou, daar's 'n interessante sêding, my kollega daar by EE sê altyd, ons is geroep om vissers van mense te wees, nie sitters met pense nie. En dis ongelukkig wat gebeur met ons as kerk. Ons raak so gemaklik dat ons nie meer besig is met dit wat Jesus ons geroep het om te doen. Dit is baie interessant dat die rabbies van daardie tyd sou nie studente gaan werf het nie. Studente het na die rabbi toe gekom, want hy was 'n baie belangrike ou. Maar Jesus, wat God self is, werf sy studente. En hy kom so na elke een van ons toe. Hy kom soek ons. Hy bring 'n warmte in ons harte, 'n begeerte om met sy koninkryk besig te wees. Om met sy evangelie besig te wees. En dis waarvoor hy elke een van ons roep. Hierdie is ook baie bekend aan u. Ons ken dit. Toe die fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die sweye opgelê het
het hulle bymekaar gekom. Een van hulle, 'n wetkenner, het vervolgens 'n vraag gestel om hom te toets. Meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? Hy het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. Nou vir my, om jou te leer, om die evangelie te deel, is 'n baie maklike ding. Al wat ek moet doen is, ek moet jou kry om verlief te wees. Kom ek hoor net gou, wie van julle was al ooit verlief, en as jy getroud is, asseblief steek jou hand op. As jy al ooit verlief was, dan sal jy weet, daar gebeur 3 goed met jou. 3 goed wat jy nie beheer het oor nie. Die eerste ding wat met jou gebeur is, jy wil baie graag naby die persoon wees, op wie jy verlief is. Ek kan onthou hoe ver het ek gestap, om by Maggie uit te kom. Man, ek sou enigiets doen net om naby haar te kan wees. Die tweede ding wat met jou gebeur is, jy wil graag vir daardie persoon iets doen. Ek het blomme aangedra, ek het allerhande goed gedoen. Ek wil net graag vir haar iets goeds doen. Ek maak nog steeds vir Maggie elke dag koffie. Julle weet, die Bybel sê net mans mag koffie maak. Nee, Hebreëus. Ja. So ek maak elke dag vir my vrou koffie in die bed. Ek wil so graag net vir haar iets doen, en ek verwag niks terug nie. Dis wat liefde doen. En dan die derde ding wat met jou gebeur, en jy kan dit nie help nie. Jy moet praat oor die een op wie jy verlief is. Jy kan nie stil bly daaroor nie. Ek onthou hoe my vriende opgewonde raak oor allerhande goed wat hulle aangevang het, en dan sê ek vir hulle, manne, dat ek jou net vertel van hierdie kaal. Want sy is die wonder in my lewe. Sien, wanneer jy verlief is, gebeur daar 3 goed. Jy wil naby wees, jy wil iets doen, en jy kan nie stil bly nie. En dis al wat ek moet doen. Ek moet jou help om net weer opnuut verlief te raak op God. Met jou hele wese. Moet jy op Jesus verlief wees. Met alles wat jy is, met jou verstand en alles. Want as jy verlief is op God, dan sal jy naby hom wil wees en leef. Dan sal jy graag vir hom iets wil doen en jouself nie kan help om iets te doen nie. En jy sal nie kan stil bly oor wat Jesus in jou lewe doen, nou en elke dag nie. Dan deel ons die evangelie. Dis eintlik hoe maklik dit is. En Jesus skryf dit, sê dit hier vir die fariseërs en die sadiseërs. Die mense wat dit eintlik moes weet. Die mense wat dit eintlik moes leef. En hy daag my uit vandag om dieselfde te doen. As jy die Here jou God lief het met jou hele wese, dan kan jy nie anders nie. Dan sal jy jou naaste lief hê soos jouself. Dis die kern van dit alles. En dan hierdie gedeelte. Jesus het nader gekom en vir hulle gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Alle mag. Wat sê hy? Hy verklaar in die openbaar, ek is God. Ek is God. Gaan dan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en die Heilige Gees, en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van tyd. Hier aan die einde nog 'n belofte ook. Gaan en maak disippels. Nou daar's 2 woorde in die kerk wat ons nie mag sê nie. Dis amper asof dit 'n vloekwoord in die kerk is. Die eerste is disippelskap en die tweede is evangelisasie. Man, as iemand dit noem, dan sê ons vir onsself, ag, nou moet ek alweer iets doen. Nou moet ek alweer besig wees met iets. Hier kom die werk alweer. Jesus het ons geroep om vissers van mense te wees, nie sitters met pense nie. Daarom is dit so belangrik. Nou vandag gaan ek meer praat oor die evangelisasie gedeelte as oor die disippelskap gedeelte. Maar disippelskap is die opdrag, is die wat God van elke een van ons vra. Wat is dit om 'n disipel te maak? Disipel is eenvoudig, die Griekse woord is disipilos, wat beteken om te volg.
Ons vertaal dit nie, ons gebruik 'n anglisisme, want ons wil nie hê jy moet sommer enige iemand volg. Ons wil nie hê jy moet 'n politieke party of een of ander ding volg nie. Ons wil hê jy moet Jesus volg. En daarom gebruik ons die anglisisme, disippelskap. Volg Jesus. Dis nie 'n moeilike ding nie, dis nie ingewikkeld nie. As ek self Jesus volg, dan is dit maklik om iemand in die hand te vat en om te wys ook hoe om Jesus te volg. Dis nie baie moeilik nie. Inteendeel, Jesus sê aan die einde, moenie bekommer wees nie, ek en my gees is altyd by jou, om jou te help om dit te doen. Nou wat is evangelisasie? Evangelisasie kom van die Griekse woord evangelos af. Weereens 'n anglisisme. Evangelos beteken goeie nuus. Goeie nuus. Dis al wat dit is, maar ons vertaal dit nie, ons gebruik die anglisisme, want dit is 'n spesiale soort goeie nuus. Dis die goeie nuus van Jesus Christus, wat aan 'n kruis sterf, sodat ek in verhouding met God kan leef. So wat is dit? Dis soos wanneer ek iemand goed ken, en ek is in 'n geselskap van iemand anders wat ek ook goed ken, en ek stel die twee aan mekaar bekend. Kan sê, hier is Drian. Drian, hier is Jesus. Jesus, hier is Drian. Dis wat evangelisasie is. Ek stel Jesus bekend. Hoe volg jy iemand wat jy nie ken nie? So die twee gaan hand aan hand. Evangelisasie en disippelskap kan jy nie losmaak van mekaar nie, dis dieselfde ding. Dis waarvoor ons geroep is. Om mense bekend te stel aan die goeie nuus van Jesus Christus en hulle te help om daardie goeie nuus te vat en te leef. Dis waarvoor ons geroep is. Uiteindelik kom ons by wat ek eintlik wil deel met u vanoggend. My skrifgedeelte vanmôre is uit Romeine 9, verse 1 tot 5. Kort gedeeltetjie. In Romeine 1, hoofstukke 1 tot 8, lewer Paulus hierdie pleidooi oor die goeie nuus. Hy begin daar in Romeine 1 deur te sê, ek skaam my nie vir die evangelie nie, want dis die krag tot redding van die wat glo. Dis die krag tot redding van die wêreld. Daarom skaam ek my nie vir die evangelie nie. Ons is nie geheime agente nie. Ons word nie geroep om geheime agente te wees vir God nie. Ons word geroep om agente, ambassadeurs te wees vir Jesus. In sy pleidooi sê hy, die genade van die Here Jesus Christus is groot. Dis hierdie geskenk wat God vir ons gegee het, sodat ons die ewige lewe kan hê en met ander mense kan deel. Ons probleem is, ons vat nie hierdie geskenk nie, want ons leef in 'n sondige wêreld en 'n sondige toestand. As gevolg van die mens se sondige optrede, kan ons nie hierdie geskenk wat God vir ons gee, neem nie. Ons leef in 'n wêreld waar sonde nie meer bestaan nie, nê. Ons herdefinieer dit. Ons sê, ag nee, dit wat 10 jaar terug sonde was, is nie vandag meer sonde nie. Jou realiteit is nie my realiteit nie. Ons leef in 'n wêreld waar ons 3 interessante dinge sien. Die eerste ding is, ons sê, sonde is nie meer sonde nie. Ons herdefinieer dit. Want as ek nie sonde doen nie, het ek nie 'n redder nodig nie, dan het ek nie 'n Jesus nodig nie. Dan kom ons en ons sê, ag nee wat, ons het nie 'n skepper God nodig nie, want hy weet nie wat hy doen nie, want ek kan kies wat ek wil wees en hoe ek wil wees. Ons het nie 'n skepper God nie, laat ek net vir hom sê hoe dit moet wees. Ek kan my eie skepper wees. Ons het nie 'n skepper God nodig nie. Ons leef in 'n wêreld waar mense sê, ag, ons is so, ek glo nie in ietsie, maar ek's 'n baie spirituele mens. Ons trek 'n streep deur die Heilige Gees. God drie-enig uit ons samelewing uitgeskryf. Ons moet weet dat ons in rebellie teen God staan. En al hoe ons dit kan weet, as ons verstaan wie God self is. God is liefdevol, regverdig. God is aan die een kant so lief vir ons, dat hy wil ons nie straf nie. Hy is so lief vir ons, dat hy stuur Jesus Christus. Maar aan die ander kant is God regverdig, en hy moet iets doen aan die sonde. Hoe doen God dit? Hy los die probleem op deur Jesus Christus na ons te stuur. Jesus Christus word mens onder ons, sodat ons kan ontdek wie hy is. Jesus is God self. Hy sterf aan die kruis
om te betaal vir ons sonde. Hy kan dit doen want hy het geen sonde gedoen nie. Hy neem ons sonde op hom. Hy betaal daarvoor. Hy staan op uit die dood en hy gee nou aan ons die gratis geskenk van die ewige lewe. Iets wat ons kan ontvang en vat en kan deel met ander. En wat moet ons doen? Al wat hy vra ons moet doen is om te glo. Te glo in wie Jesus is en wat Jesus vir ons doen. As ons dit glo, as ons in Jesus Christus alleen glo, dan word ons gered en ons het die ewige lewe. So Paulus gee dit alles vir ons in die eerste 8 hoofstukke. Dan kom hy hier by hoofstuk 9 en dis die inleiding tot sy pleidooi oor die Jood, sy mense, oor die wet en hoe die wet nie tot niet gemaak is deur Jesus nie, maar volbring is deur Jesus. Jesus word die volbringing van die wet. Ek lees dit vir u uit die 2020 vertaling. U is welkom om dit saam met my ook te lees. Hy sê, ek praat die waarheid in Christus. Ja, ek lieg nie. En my gewete, deur die werking van die Heilige Gees getuig teenoor my, dat ek in my hart 'n onsaglike droefheid en 'n onophoudelike pyn ervaar. Ek sou inderdaad wou bid om self vervloek te wees, verwyder van Christus in belang van my broers, het ek dit nou reg? Hulle is Israeliete, aan hulle behoort die aanneming tot kinders en die heerlikheid, die verbond, die wetgewing, die tempeldiens en die beloftes, aan hulle behoort die voorvaders en uit hulle het ook die Christus as mens gekom. Hy wat God bo alles is, lofwaardig en ewig. Amen. Hy begin deur te sê, ek praat die waarheid. Ek wil graag met julle deel wat my uitdagings is, wat my hartsversigtiging is. Ek praat die waarheid in Christus, ja. Deur die werking van die Heilige Gees getuig teenoor my, dat ek in my hart 'n onsaglike droefheid en 'n onophoudelike pyn het. Nou my vraag is, voel jy so oor jou mense? Het jy hierdie droefheid en pyn oor jou eie mense? As jy rondom jou kyk, daar word gesê dat ons in Suid-Afrika 60% Christene is. Maar onlangs was daar navorsing gedoen tussen hierdie 60% Christene om te bepaal wie van hulle is evangeliese Christene, met ander woorde, mense wat in verhouding met Christus is en leef. En dan is die getal maar 27% in Suid-Afrika. 27% van hierdie land leef in verhouding met Christus. En dan vra ons onsself, hoekom lyk dit so? Dit lyk so, want ons het nie 'n verhouding met Christus nie. Ons vra onsself, wat is die oplossing vir die probleme en die omstandighede en die uitdagings? Daar's net een oplossing. En dis Jesus Christus. Dis al wat kan verandering bring. Dis die enigste ding wat verandering in harte bring. Ek is 'n hele paar jaar lank al besig met die evangelie. Ek het die voorreg gehad om oral in ons land, oor alle grense heen en oor alle denominasies heen te werk. Ek het die voorreg gehad om so 'n bietjie buite ons land, oor ons grense heen te werk. En ek het gesien hoe die evangelie verandering bring. Hoe die evangelie 'n gemeenskap totaal en al verander. Dit verander nie die omstandighede nie, maar omdat ek verander, kyk ek anders na die omstandighede en dan verander die omstandighede. Dis wat God doen. Paulus sê, ek het hierdie droefheid, omdat my mense God nie aanbid nie. Ek het hierdie begeerte
dat hulle God sal ontdek. Hy gaan so ver as om te sê, dit is 'n onophoudelike pyn. En dan lees ons in Jeremia dat hy sê, ek het hierdie begeerte om die evangelie te deel. En wanneer ek dit nie doen nie, wanneer ek ophou om te praat, dan word dit soos 'n brandende vuur in my, wat my bene verteer. Ek kan nie ophou praat oor God nie. Paulus sluit daarby aan, hy sê, dis 'n pyn wat ek ervaar, vir my mense. Ek sou inderdaad wou bid om self vervloek te wees, verwyder van Christus. Namens hulle sal ek self vervloek wees. So ernstig is dit vir hom. Het jy al op so 'n punt gekom dat jy voel dat ek sal eerder self verwyder wees van God, sodat my mense gered kan wees? Ek sal eerder myself tekort doen, sodat die mense rondom my Christus kan ontdek. Ek sal eerder alles prys gee wat ek het. Weet, Paulus se grootste skat wat hy het, en hy sê dit in die vorige paar hoofstukke, sê hy, die grootste skat wat ek besit, is my verhouding met Jesus Christus. Ek is bereid om dit prys te gee, sodat iemand anders in daardie verhouding met Christus kan staan. En dan wonder ek oor myself. Is ek bereid om my eie redding, my eie ewige lewe prys te gee, sodat iemand anders dit kan kry? Sodat iemand anders dit kan ontdek? In belang van my broers en susters, my volksgenote uit my liggaam, of wat om my is, wat by my is, wat naby my is. Die naby my. Interessante gedeelte hierdie. Hulle is Israeliete. Aan hulle behoort die aanneming tot kinders. Het Jesus nie self gesê in Johannes 1 dat elkeen wat God aanneem, verdien die reg om homself kind van God te noem nie? Is elkeen van ons wat hier sit nie kinders van God nie? Is ons nie presies dit nie? Hy sê die heerlikheid, het ons nie wat hier sit ook die heerlikheid van God beleef nie? Beleef ons dit nie ook nie? Het ons dit nie in hierdie land al gesien, die heerlikheid van God nie? Hoeveel keer het ons al in hierdie land gebid vir iets, soos wat ons nou bid vir die verkiesing? Het ons nie 90 ook gebid vir verkiesing? Ja, ons het klomp blikkies bymekaar gemaak wat ons nog eet ook. Allerhande goed, ons gelukkig kan ons die kragopwekkers nou gebruik, nee. Het ons nie die heerlikheid van God daar gesien nie? Het ons nie in ons geskiedenis beleef al nie? Ja, ons het. In hierdie land, wie ken ons die heerlikheid van God? Die verbond. Is daar nie ook vir ons beloftes nie? Het Jesus Christus nie aan die kruis gesterf, sodat ons ook in verhouding met God kan wees nie? Is dit nie die grootste verbond wat ons gekry het, toe Jesus gesê het, wie in my glo, het die ewige lewe nie? Het ons dit? Ja, ons het dit. Wat doen ons daarmee? Het ons nie die wet nie? Die woord van God nie? Het ons hom nie? Ja, ons het hom. Ons sit met hom in ons hande. Dis die grootste verkope, mees gedrukte boek in die wêreld wat die minste gelees word. Selfs in ons eie land. Ons het onlangs in my eie denominasie in die NG Kerk het ons 'n opname gedoen om te hoor hoeveel van ons lidmate lees nog hulle Bybel elke dag. Dis skokkend, want net 9% van ons lidmate, Christene, lees die Bybel. Dan verstaan jy hoekom dit gaan in my denominasie soos dit gaan. Want ons lees nie meer die woord van God nie. Dis ons krisis. Ons het dit. Het ons nie die tempeldiens nie? Het Paulus nie gesê, elkeen wat glo in God is 'n tempel van die Here nie? Is ons nie 'n tempel nie? Het ons nie die tempel nie? Ja, ons het dit. Ons het die tempel. Dis baie interessant vir my en dis baie insiggewend dat die tempel self is afgebreek net na Christus se kruisiging. En hy's nog nooit weer herstel nie. Inteendeel, hy kan nie herbou word nie, want daar's 'n moskee gebou op sy plek. Want ons het daardie tempel nie meer nodig nie, want ons is die tempel van God. Ons dra dit saam met ons.
Het ons nie die beloftes nie? Al die beloftes van God in hierdie boek nie? Het ons dit nie? Ja, ons het dit. My vraag is, wat doen jy met dit? Wat doen jy met daai wonderlike beloftes wat God vir ons hier gee? Aan hulle behoort die voorvaders. Daar's 'n rede hoekom ek en jy hier sit, oor ons hier is vandag. Meeste van ons is hier omdat ons ouers of ons voorouers die pad oopgemaak het vir ons. Baie van ons is hier omdat ons ouers ons kerk toe gebring het. My ma het my by die kerk afgelaai elke sondagoggend. En as sy om daai hoek ry, dan sluip ek om hierdie hoek hierso net. Gelukkig het die Here 'n ander plan gehad met my lewe. Maar ons voorouers het 'n invloed op ons lewe gehad. Op die feit dat ons Christendom in hierdie land gevestig het. Dat die kerk in hierdie land gevestig is. Ons het die voorouers. En uit hulle het ook die Christus as mens gekom. Ja, dis nou nie fisies uit ons nie, maar wanneer ons die evangelie deel, dan word Christus 'n werklikheid in elke mens se lewe. Dan word Christus lewendig in elke mens se lewe met wie ons die evangelie deel. En dis die een ding waarmee ons die meeste sukkel. Is om Christus lewendig te maak in die wêreld waarin ons is. Dis 'n groot uitdaging vir elke Christen in hierdie land. Want as jy Christus wil bekend maak, moet jy ook bereid wees om die aanslag van hierdie wêreld op jou te neem. Moet jy bereid wees om uitgekryk te word as een of ander mens of iets. Of om net een kant toe geskuif te word deur die samelewing. Hy wat God bo alles is, lofwaardig vir ewig. Is dit nie die kern vir elke een van ons nie? Nou my vraag vanoggend aan u is, ken u iemand wat nog nie seker is van die ewige lewe nie? Ken u iemand wat nog nie Jesus leef en in verhouding met hom leef nie? Ek kan die vraag vir u anders ook vra. Ken u iemand waaroor u nie seker is dat as daardie ou vandag sou doodgaan, dat hy hemel toe gaan nie? Kom ek vra dit weer vir u. Is u seker dat u, as u vandag sou sterf, hemel toe gaan? Is u seker daarvan? En as u seker is, ken u iemand wat dalk nog nie seker is nie? Want as hy nie seker is nie, dan plaas hierdie gedeelte vanoggend 'n verantwoordelikheid op ons. Dit beteken ons het 'n verantwoordelikheid vir die mense wat God op ons pad plaas. Soos Paulus 'n verantwoordelikheid gehad het teenoor die mense wat God op sy pad geplaas het. Sy hart was vir sy eie mense, maar God stuur hom na ander mense. Baie interessant. Sy hart is vir sy eie mense. Hy pleit vir hulle. Maar ek en jy het 'n verantwoordelikheid teenoor die mense wat God op ons pad plaas hier waar ons nou is. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor die mense wat God vir ons gee. Hierdie mense moet sentraal wees in ons liefde, gebed en evangelisasie. Ons liefde, want God sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele wese en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ons moet vir hulle lief wees. Nou praat ek nie van die ou daaroor kan die straat nie, ek praat van die mense naby jou. Baie naby jou. Jou eie geliefdes. Die mense wat jy ken, wat nie in verhouding met God leef nie. Ons moet vir hulle bid. Dis die kern waar dit begin. Hoe raak ek lief vir iemand? Ek bring hom voor God. Dis ook lief word vir iemand. Ek bring hulle voor God. Ek bid vir hulle. En dan die evangelisasie. Ek mag nie stil bly oor wat Christus in my lewe doen nie. Ek moet dit deel met die mense om my. Veral die mense wat naby my is. Wat baie naby my is, my geliefdes. Het Paulus nie self gesê dat bid sonder ophou? Is dit nie die kern van wat ons moet doen nie? Elke oomblik van die dag vir mekaar te bid nie? Kom ek vertel jou ietsie. Dis my broers en suster. Toe ek die dag
in die openbaar verklaar het dat ek Jesus Christus as my enigste verlosser en saligmaker aangeneem het, was my oudste broer verskriklik emosioneel. Ek het hom een kant toe gevat en gesê, Gawie, wat's fout met jou? Ek is die ou wat dit verklaar, nie jy nie. Sy weet jy wat, ek bid al 5 jaar vir jou. Bid al 5 jaar dat die Here jou sal red. Ons het toe ooreenkoms aangegaan, dat ons elke dag mekaar sal bel, 12 uur die middag, en dan saam sal bid vir ons ander broer en suster. En omtrent so 4 jaar daarna, werk Maggie daar in Namibië, in Keetmanshoop, en sy bied 'n kursus daar aan, en my sussie het daar in Windhoek gebly, sy en haar gesin, en sy slaap een aand by hulle oor, en my sussie neem Maggie lughawe toe. Toe hulle op die lughawe kom, is die vlug so 2 ure vertraag, en my sussie sê, ek sal daar by jou kuier op die lughawe, en ek wag saam met jou, tot jou vlug gereed is. En terwyl hulle daar sit en gesels, en Maggie so opgewonde, sy vertel wat het sy beleef in Keetmans. En my sussie sê op 'n stadium vir haar, ek ken nie daardie Jesus waarvan jy praat nie. En daar op die lughawe deel Maggie met my sussie die evangelie, en my sussie neem die Here aan. En so ook my jonger boetie, uiteindelik omtrent 7 jaar nadat ek die Here aangeneem het. Met gebed, kom dit ook daar. So wat sê ek vir jou? Hierdie mense moet sentraal wees in jou liefde, jou gebed en jou evangelisasie. Dit moet daar wees. Ek wil graag vir jou 'n kort videoklip wys, net 30 sekondes. Maar hoor net wat sê hierdie jong man in hierdie videoklip. Luister net gou hierna. Ek dink hierdie is uitgeplak. Kan ek hom net gou weer insit hier? Sal jy net gou mute daar? Okay. Het ek my verkeerde plek in. Jy sien, dan is ek nog blond ook daarby. Daar is hy. Ek gaan net weer vir die videoklip gou wys. Kyk net gou hierna. You always think it's worse than it's going to be. You know, imagine one of your good friends turning around at the end and saying, why didn't you tell me about this? If you really believed in it, why didn't you share with me? I thought you cared for me. Die gehoor wat hy sê? Kan jy net dink, as Jesus nou, op hierdie oomblik, op die wolke kom, en jou beste vriend staan langs jou, iemand vir wie jy lief is, gryp jou in die arm en sê, hoekom het jy my nooit van Jesus vertel nie, ek dog jy is lief vir my. Dit moet verskriklik wees. En dis waarmee ons besig is. Evangelisasie, dis nou daai moeilike woord. Maar dit is nie moeilik nie. En dis nie te veel gevra nie. Glo my, dit is nie moeilik nie. As jy vir Jesus lief is, dan kan jy jouself nie help nie, jy moet daaroor praat. Daai is my jongste dogter en haar man Dylan. My dogter is omtrent so lank en so dun. Toe sy nog op universiteit was, kom sy een middag daarin gejaag met haar motortjie. Ek sê jaag, want ek bid heeltyd dat die Here haar moet veilig hou en almal om hier op die pad rondom haar. Sy storm by my kantoor en sy sê, pa, my kar se remme is klaar. Ek sê, ja, soos jy ry, definitief. Sy sê, was by die motorhawe en hulle sê, dit gaan R7,000 kos. Ek kan dit nie bekostig nie. Ek sê, ja, so wat gaan jy doen? Sy sê, wel, ek gaan dit self doen. Ek sê, oké. Sy sê, maar ek weet nie hoe nie. Ek sê, oké. Ons gaan Willem winkel toe, parteplek toe, ons koop al die parte, nuwe disks, nuwe remskoene, ons kom huis toe, en ek wys vir haar om dit te doen. Vandag doen sy dit self. Sy dien haar eie motor, sy vervang haar motor se remme, sy doen haar man se motor ook. Lyk sy soos iemand wat dit kan doen? Nee, glad nie. Hoekom kan sy dit doen? Want iemand het haar gewys. Maggie kon met my sussie op die lughawe die evangelie deel, want iemand het Maggie gewys hoe om dit te doen. En dis wat belangrik is. Ons as Christene weet nie altyd hoe om ons geloof te deel nie, want iemand het ons nog nie gewys nie. Maar weet jy, as jy gaan lees in Handelinge, is daar voorbeelde. Selfs in Romeine 1 vertel Paulus van sy eie manier hoe hy dit deel. In 2 Timoteus 4 sê hy vir Timoteus, weet jy wat Timoteus, jy's nou die leier van hierdie gemeente. Jy kan slim goeders kwytraak en jy kan allerhande goeders doen, maar dis nie die moeite werd nie, hou net
by dit wat jy die beste ken, die evangelie van Jesus Christus. Want dis belangrik. Ons hoef nie slim te wees om dit te doen nie. Weet julle, Timoteus was baie slim. Hy was van kleins af in die heilige skrifte onderrig, sê dit vir ons. Hy was 'n slim man. Hy het dit nie nodig gehad nie. Hy het net die evangelie nodig gehad. En die evangelie is nie moeilik nie. En dis hoekom ek vandag van 11 uur af met julle hierdie verkorte weergawe van ons kursus wil deel. Want dis net bloot om vir jou te wys hoe jy dit ook kan doen. Ek wil dit graag met jou deel, want dis my hart om dit met jou te kan deel. Ek deel graag met ander mense die evangelie. Maar ek het eendag op 'n stadium in my lewe besef dat ek alleen kan net soveel mense bereik. Maar as ek ander mense help om ook dit te kan doen wat ek doen, kan nie dink wat ons kan doen, kan nie net dink hoe ver ons kan gaan, en dis wat ons vanoggend wil doen. So ek nooi jou uit, ek daag jou uit, kom sit in by ons, kom neem deel, kom word toegerus, kom sien hoe word dit gedoen, want dit is moontlik vir elke mens om die evangelie te kan deel, in ons eie unieke manier. Ek sluit af, en my vraag wat ek by u wil los is, het u 'n hart vir die eie mense, die wat naby u is? Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons net weer herinner word vanoggend deur Paulus se uitroep, se hartsbegeerte om sy eie mense te kan red. 'n Paulus wat sê dat dis 'n brandende pyn in sy lewe, Here. 'n Paulus wat sê hy begeer om met hulle die evangelie te kan deel. Here, ek vra dat u daardie belofte wat ons ontvang het in Handelinge, wat sê dat u sal die Heilige Gees oor ons laat kom, en ons sal krag ontvang, en ons sal die getuie wees tot in die uithoeke van die aarde. Ons pleit vir dit vanoggend, Here. Ons pleit dat u ons sal toerus met u Gees, dat u ons sal sê en wys wat om te doen, sodat ons dit wat u ons gevra het om te doen, om disippels te maak, dat ons daardie opdrag sal nakom. Ons loof u, Here, vir u liefde en u genade. Wanneer ons hier uitstap, dan vat ons vanoggend die evangelie saam met ons. Nie om te hou of om te bære nie, maar om uit te deel. Ons loof u in Jesus Christus, ons Here se naam. Amen. Snel om te staan vir die laaste lied. Gebuig vir Jesus Christus, dit is ons lewensnaam. Ons weet dat elke een van ons nie langer skaam mag wees, maar dat ons met vrymoedigheid die boodskap moet versprei, sodat die hele wêreld hoor deur woorde en deur daad. Die Here Jesus is ons Heer, en almal moet hom eer. Getuig, getuig, vertel, vertel, sê dit nou oral oor. Die Here Jesus Christus is Heer en hy regeer. Die liefde van ons Here, dit bring ons meer en meer. Ons kan nie langer stil bly nie, ons moet dit uitpasai. Met heilige lewenswyse, bring deur dankbaarheid. Wil ons dit oral hoor en ook vir almal gaan vertel. Die Here Jesus is ons Heer, en almal moet hom eer. Getuig, getuig,
Jy kan nie terug gaan hom toe. Maar sy nie einde. Ja. Ontvang dan nou ook die seën van die Here. Viaracha Adonai Vishamaracha. Ere Adonai Panav Elecha Vihu Nicha. Yese Adonai Panav Elecha Vashim Lecha Shalom. Amen.